Hierdie is Jaco kwadraat met koffie kwadraat. Wow, Jaco, daar was baie meer eksponente as net 2 gewees. Prof, hierdie is die tweede keer wat ons probeer om 'n podcast te doen oor koffie. Die eerste keer was daar klaarblyklik bietjie probleme met die klank, maar ek dink dis 'n flou verskoning gewees om sterk koffie te Ek het drink. my eie vermoedens ook, maar as jy van die 21 miljoen Suid-Afrikaners is wat daagliks kitskoffie of cappuccino's drink, Kits koffie of toe maar, stop maar by kits koffie, ons noem dit iets anders nie. of een van daardie 21 miljoen Suid-Afrikaners wat gemiddeld 1.7 koppies koffie per dag drink, dan is hierdie episode vir jou. Baie dankie. Nee. Ja, ekskuus. Ek kan net. Gelukkig is ek nie een van daai. Nee, ekskuus, ek sal weer probeer. Gelukkig is ek nie gemiddeld nie, maar ver bo gemiddeld. Welkom by Jaco kwadraat. En Jaco, ons gaan vandag juis praat oor hoe om jou geld te geniet. Prof, koffie bly 'n bargain. Maak nie saak wat ons doen nie. Ons kan nou maar gesels oor die finansies deel, maar dis altyd 'n bargain. Jaco, maar nou moet ek ook bieg nê. Dis nou die tweede keer wat ons hierdie potgooi moet opneem, want ons klankman/regisseur het kamstige probleem gehad met die vorige opname, maar ek dink eintlik hy wou net nog koffies drink. Ja, so ons moet dalk net duidelik hierso maak dat agter die kamera en in beheer van alles is ons, ek kan hom nie 'n klankman noem, kameraman, regisseur, jack of all trades, master of, ek was bly maar stil. Various. Maar in elk geval is Tenis Nel, en as jy dan 'n stem hier uit die donkerte uit hoor wat ietsie sê, dan is dit Tenis, en hy is so lief vir koffie, veral vir kitskoffie. Hy's 'n koffiesnop. Ja, so ons het 'n koffiekenner in die ateljee. Ons sal nou by die koffiekenner kom, maar Tenis is die koffiesnop van Potchefstroom. So hy gaan deel wees en koffie uitspoeg, want laas het hy sy gesig so getrek, so het ons besluit hy moet nou maar saam probeer. Ja nee, as hy wil hê ons moet dit oordoen, dan gaan hy dit saam doen. Ja. Maar kom ons stel ons gas bekend, prof. Ja, in die ateljee het ons vir professor Benny Linde, of soos wat hy homself bekend gestel het, professor Benny Linde, 'n kollega van ons hier by die universiteit. En Benny, baie welkom. As jy dalk vir ons kykers so ietsie wil vertel oor jouself, en dan sommer waar kom jou voorliefde vir koffie vandaan? Goed, ek dink baie dankie Jaco en Jaco. Dis weer eens lekker om hier te wees en ek sien uit na die volgende weergawe van die koffieproe. En inderdaad, Tenis is Potchefstroom se plaaslike koffiesnop. Dit weet ons. So my voorliefde kom, ek dink seker maar soos ons almal sin, en dit is van kleintyd af waar koffie deel is van jou lewe en van jou gesinslewe en baie goeie herinneringe daaraan gekoppel. Die kwaliteit was natuurlik nou nie so goed soos wat ons nou blootstelling het in die 70s en 80er jare teenoor nou nie, maar daar het my smaak begin, en dit was 'n baie belangrike beginpunt. Nou het dit, ek dink, ontwikkel op die punt waar ek redelik lief is vir die tegniese en wetenskaplike komponent van koffie. Sjoe, dis 'n mondvol. Ja, ek dink daar's so 'n bietjie van 'n koffieontploffing deesdae. Mense is Absoluut. baie meer ingestel. 10, 15 jaar terug, as jy koffie gedink het, was dit 'n Wimpy koffie, en dan was dit 'n goeie koffie. O ja. En ewe skielik stop mens nie sommer nou meer noodwendig daar vir 'n koffie nie, maar ons gaan nou uitkom by al die koffie se proe. Maar prof, jy hou mos nou van die navorsing en die geskiedenis. So vertel so 'n bietjie vir ons oor die geskiedenis van koffie. Waar kom dit vandaan? Jaco, ek gaan my bes te probeer, maar ek wil sommer by voorbaat vir Benny nooi. Hy moet inkom as hy meer weet, wat hy waarskynlik doen. Ja, is nie moeilik om meer as jy te weet, nie, prof. Okay, kom ons gaan maar net aan. Nou ja, daar word vertel dat koffie eintlik per ongeluk ontdek is deur 'n Ethiopiese bokwagter, en as ek nou sy naam reg uitspreek, Kaldi, wat opgemerk het hoe sy bokke skielik baie energiek raak as hulle sekere rooi bessies geëet het. En ja, so dit was vir ons baie interessant. Ons was een keer met vakansie gewees by die Natalse suidkus, en toe het ons nog 'n koffieplaas daar besoek, en dis baie interessant die pit wat binne in hierdie rooi bessie is en hoe dit gedroog word. So ja, hy het per ongeluk ontdek, maar hierdie ouetjies raak baie energiek, en toe seker maar soos wat enige goeie navorser is, nuuskierig gewees om dit self daarop te eksperimenteer. Nou Jaco,
van daardie hooglande in Ethiopië het die koffie toe na Jemen versprei hier in die 15de eeu en daar het Sufi monnike toe begin om die koffie te gebruik om wakker te bly sodat hulle deernag kon bid. So in werklikheid het koffie 'n baie edele begin gehad. Prof, koffie affekteer nou nie juist my slaap nie. Ek weet jy is altyd die een wat as ons sê kom ons drink 'n koffietjie en sê maar hoe laat is dit nou? En as dit nou na 12:00 is, dan sê hy nee, hy sal nou maar of 'n teetjie vat wat ek voor grill of 'n decaf wat ek dink dalk erger is as 'n teetjie. Maar ja, Ons sal nou uitvind oor daai decaf of hy regtig erger is. Gaan ons nou met die toetsprof gaan ons daar 'n teetjie ook inmeng, dan dalk kan jy nie eens die verskil tussen tee en koffie nie. Goed. Liewe luisteraars wat nou lus was om eintlik die podcast te stop. So wat toe verder gebeur het is in die 1600s het koffie Europa bereik en dit het toe nou begin dinge interessant maak. Koffiehuise het begin ontstaan wat hulle penny universities genoem het, want jy kon nou daar saam met geleerde mense sit en koffie drink. Seker maar jou navorsing deel, Benny, en dit vir die prys van 'n koppie koffie. Prof, kan ek gou daar heel van die punt afgaan? Ons kan maak net wat ons wil. So ek het een keer net toe ek by die universiteit begin het, 'n filosofie kursus. Dis verplig vir alle nuwe dosente dit gaan bywoon. En toe die filosofie ou daar gesê, dis waar universiteit begin het, is eintlik by een of ander Griekse ou Plato. Ek en een van daai ons het met wortels in die straat gestap en dan het hulle saam by mekaar gekom en goed is verkoop en dan het hulle gefilosofeer oor die lewe en dis eintlik hoe universiteit begin het. En toe sê ek vir hom, dis dalk nie waar universiteit begin het nie, maar die departement filosofie. Maar hy het nie my sin vir humor gedeel nie. So dalk is dit waar universiteit begin het, by die koffie, nie by wortels en filosofiese Dis al waar gesprekke die nie. probleme begin het. Ja. Nou, van daar af, Jaco, het dit, is dit in Nederland verbou, na Java toe, in Frankryk, die Karibiese eilande, Portugal, Brasilië, wat ons vandag, waar ons vandag nog van die grootste koffieprodusente kry. En maar een van die interessantste stories, en daarmee wil ek afsluit, Weer eens dalk vir jou interessant, man. Dis vir my interessant, dis in die versekeringswêreld, is Lloyd's of London, wat 'n baie groot versekeringsmaatskappy is, het klaarblyklik in so 'n koffiehuis ontstaan wat Lloyd's of London was, en al die handelaars het daar bymekaar gekom en koffie gedrink seker maar, en toe het hulle besluit maar hulle moet 'n manier kry om mekaar te beskerm as die skepe nou op die see uitgaan, en daar het hulle die eerste versekeringsprodukte begin. Prof, vandag is koffie een van die mees verhandelde kommoditeite in die wêreld. Party mense sê dis die tweede mees verhandelde een na olie. Nou weet ek nou nie met die oorlog en die straat wat nou toe is of koffie dalk nou verbygegaan het nie. Maar is ook interessant dat daar nou 'n klomp versekeringsissues is met al die skepe met die olie en so aan. Maar dit ondersteun baie werke, baie mense is afhanklik van werk, van die boere, koffieplase tot baristas, en ek dink dis ewe skielik 'n beroep wat ewe skielik sommer nie net skeef aangekyk word, inteendeel, ek dink is 'n alhoewel sekere mense het 'n koffiekursus aanlyn gedoen, nou is hy barista. Ek weet nou nie hoe goed is dit nie, maar ons sal nou nie daaroor praat nie. Dit was baie interessant, ja. Ek gaan nie stry jare. Ek gaan nie stry dat dit interessant was nie, maar ek het nou gehoor hulle gaan ergens in Engeland, hulle gaan nou lewensredding in skole verpligtend maak, maar dit gaan klas opgelei word. Nou, dit is amper vir my dieselfde. As jy nou nie agter die masjien daar staan nie, maar toe maar. So, van jou gunsteling kits koffie, as daar so iets kan wees. Ons teenoor trek al reeds sy gesig agter die kamera. Jaco, het jy dit nie 'n vorige keer jou gunsteling warm drankie genoem nie, Ja. want jy wou dit nie koffie nie. Ja. En dan spesialiteitsroosters wat ek wel kan sê, ek doen my deel vir werkskepping. Ek help graag en ondersteun graag die koffiebedryf. Daar sê. So, maar ek dink ons is nou almal, ons monde is nou al droog. Ons moet begin proe, maar ons moet daarom net. Ek meen ons praat oor geld. Ons moet daarom net. Dis eintlik waar Jaco Kootraad eintlik gaan. Ja. Geniet jou geld. So, Benny, as ek sommer hier die heup uit net 'n ysbreker vraagie mag vra. As ons oor koffie en besparing praat, moet 'n mens noodwendig minder koffie drink om geld te spaar? Goed, laat ek net gou die antwoord formuleer terwyl ek 'n opmerking maak, aangesien dit uit die heup skiet is. Jou AI soektog se antwoord is perfek. Baie goed, Jaco, die opsomming oor koffie.
Ek dink eenvoudig, dit sal die laaste opsie in die lewe wees vir my om te sny op koffie om te bespaar. Ek sal eerder sê, drink slimmer, nie minder. So, dit sal my opmerking wees. As ons nou na ons ander klassifikasies kyk, Jaco, dan is koffie definitief 'n life and death need. Ja, dis nie 'n want nie. Ag ja, Of 'n life enhancer nie. Dis definitief 'n need. As jy kyk na 'n universiteitsomgewing, is jy heeltemal reg oor die koppeling tussen koffie en universiteite. Jy sal sien die beste masjiene in die wêreld is in departemente en skole by die universiteit. Ja, so kom ons dink net gou-gou oor wat is die impak hiervan? Jaco, nou, miskien moet ons net gou vir die luisteraars vertel wat het ons gedoen. Ons het vir Lizet, wat ons met die pizza ook gehelp het, gestuur saam met Corneille om vir ons te gaan koffies koop. En hulle het gaan koffies koop by Vida, by Woolworths, want ons het so oulike barista hier by een van die Woolworths in Potch, by Mug and Bean en by Plato. Ons het spesifiek nasionale franchises gekry, want ons wil dit vergelykbaar maak. So as jy nou in die Weskaap sit, of in Franshoek sit, of in Danielskuil sit, dat jy daar ook kan hiermee vereenselwig. Ek weet dit nie of Danielskuil 'n Plato of 'n Mug and Bean, ek is nie seker nie. Jaco, kan ek vra watse koffie het jy gekoop, want dit maak natuurlik ook 'n verskil. Ja, man, daai het ek nou, sonder om nou te vreeslik te raadpleeg, het ek besluit, ek gaan hulle stuur vir ons Americanos te koop. En swart. Net sodat ons dit gelyk kan hou, sodat ons hooplik so bietjie die melk, want die melk kan verskil, kan uitskakel, en dalk so bietjie ook die barista se tegniek. Ek weet nie of dit moontlik is nie. Natuurlik. Ek dink dis heeltemal spot on. So dis wat ons gedoen het, maar om dit interessant te hou, net terwille van tennis, het ons ook 'n blikkie Frisco gaan koop, en 'n blikkie Rikoffie, en ons het 'n Douwe Egberts, en ons het 'n Jacobs, en 'n Nescafé Gold ingesit. Alles om dit net so bietjie meer interessant gemaak, en ons het met Lizet gereël, om dit nou vir ons lik raak, randomly, in te bring, en ons gaan dit proe, en ons gaan dit nou evalueer. Ja, prof, ek dink net wat ons wel net vir mekaar moet sê, die Romeine het duisende jare gelede gesê, oor smaak sal mens nooit dieselfde kan voel nie, en hulle sê ons value of beauty is in the eye of the beholder. Nou ek dink taste is ook maar in the mouth of the taster, as ons nou so iets kan sê. So kom ons kyk maar hoe gaan hierdie. Ek het vir Lizet gesê, sy kan maar so lank vir ons die eerste enetjie nader bring, maar Jaco, hoekom ons hierdie eksperiment doen is, want koffie kan jou 'n aardige klomp geld kos. Benny, ek weet nie, wat kos 'n gemiddelde koppie koffie nou, Americano, as jy hom nou by 'n Plato of 'n Mug and Bean of Wakel gaan koop? Ek dink R25 is 'n goeie prys. Dalk 'n bietjie minder, dalk 'n bietjie meer. Natuurlik kan dit opgaan tot pryse wat verstommend is, hang af wat se bone na verwys word, maar ek sou sê die gemiddeld is so tussen R20 na R25 per koppie Americano. So prof, jy het sekerlik nou al klaar die som in jou kop gedoen. Wat gaan dit ons het 'n maand kos as ons elke dag 1 koppie koffie koop? En ek meen 1 is heeltemal te min om te oorleef by die mense wat ek mee saamwerk in 'n geval. Jaco, so kom ons sê 'n koppie koffie kos R30. Maklik vir die om somme. sommetjies maklik te maak, en jy drink 5 dae 'n week net 1 koppie koffie. Dan gee dit vir jou R150 vir die week, en ons is nou eenvoudig hou vir 'n maand, kom ons maal dit net met 4, dan is dit R600 'n maand. As jy nou 'n bietjie duurder koffie koop, dan sal dalk tot R800 per maand. So, maar Jaco, dis nog oukei. Ja, en dan wil ek nou net sê, die hartseer deel daarvan is, nou drink jy dalk alleen. Ek meen, en dis tog nou nie hoekom mens Wie koffie gaan drink. drink nou Wie drink alleen alleen? So as koffie? jy nou saam met jou vrou of jou wederhelfte dit gaan drink, of iemand anders spesiaal, dan kan dit verdubbel ewe skielik. Of jy moet vriende kry wat vir jou betaal. Ons dink so. Prof, ek sou voorstel dat ons dalk jou sommetjie maal 3, want 3 koppies koffie dink ek is billik. Per dag, is dit Per wat jy- dag. Ek onthou Benny het op 'n stadium in baie persoonlike omstandighede vir my gesê, hy drink eintlik so 5-6 koppies 'n dag. Ja, So, maar kom ons werk op die kom 3. ons bring dit af na 3 toe. Maar mens hoef nie R30 'n koppie koffie te betaal nie.
glad. Jy kan Maar kom Rikoffie koop teen R4 'n koppie. Selfs goedkoper, Of nee, maar kom ons is dit nie 'n goeie idee om daardie as 'n norm te gebruik om te sê as ons nou by 'n takeaway plek koffie koop, 'n Americano, gebruik ons jou sommetjie en dan kan nou kyk waar besparing inkom. En dis nou waar die ding inkom. Jaco, as ons praat van R600 per maand en ons maal dit met 12 maande, is dit R7,200 wat een koppie 'n dag jou kos vir die jaar, en maal dit nou met die 3 wat Benny van gepraat het, dan praat ons van R21,000 'n jaar vir koffie. Klink vir my nog steeds na 'n bargain. Ja, dis ek dink ook. Nee, dit klink vir my nou verskriklik baie geld. Ek is elke keer geskok as ek die somme doen. Maar daar is goedkoper opsies en ek dink ons sal kom ons doen gou die proedeel en dan sal ons nou verder gesels oor die finansiële alternatiewe, want ons moet dan slim planne hierso maak. Net so. Kykers, wat ons gaan doen is ons het nou al hierdie koffies bymekaar gemaak. Ons gaan dit blindelings toets en ons gaan vir hulle punte gee op 4 goed. Eerste plek hoe hy lyk as jy nou so in die koppietjie loer. Tweede een, uit 20 uit hoe hy ruik. Dan hoe hy proe en dan wat is die nasmaak uit 10 uit. Die proe natuurlik die grootste gedeelte 60 en ons gaan vir elke een van hierdie wat ons nou so proe 'n punt uit 100 uitgee. En dan gaan ons aan die einde van die dag 'n gemiddeld uitwerk tussen die 4 van ons en kyk watter koffie wen. Maar Jaco, ons moet nou net sê wat jy al reeds gesê het. Ons moet realisties wees, smaakverskil. En die koffie is nie die vars. koffie is nou nie meer vars nie. Ons het dit dis nou die nadeel van ons eksperiment. Die alternatief was om na elke plek toe apart te gaan. Ons kan nou nie dit doen nie. Maar hier is koffie nommer 1. En dis jammer ons kan nie die kameraman, regisseur, kenner van alles se gesig sien nie, want dit Teens jy net onthou jy moet ook punte neerskryf, né? Daar's geen manier. Ek gaan myself nie weer, ek het hierdie eksperiment al saam met julle gedoen. Ek gaan myself nie meer op die loopplank sit dat julle my dalk in die water kan stamp en ek noem Rikoffie dalk die beste van die wêreld. hoe sal dit nou lyk? Dan Dis die koffiesnop van Potch. ja, maar ten minste die voordeel van dit teens is dan gaan dit jou begroting baie goedkoper wees as jy nou kan Rikoffie koop, né? Of hy Die skande. of die koffiewinkel sien sy podcast, sy pot gooi en verander hulle filterkoffies na Rikoffie en verkoop dit teen dieselfde prys vir hom. Okay, ons sal later die optel doen, né, prof? Ons sal later die optel doen. Okay. Dis altyd die eerste een is altyd die moeilike een, hè, want dis die half jy meet al die res nou teen hierdie een eintlik. Dis jy gaan dit teen hierdie een. Dis hoekom ek daarvan hou om so dalk partykeer nader aan gemiddeld te begin. Ja. Maar hier is hy. Hy is nie Vir my is hy sleg. nie sleg nie. Ek moet eerlikwaar sê, hier. Ons kameraman is besig om te gag agter die kamera. Ek dink ons moet ons rou op hom draai. Hy Ja, gaan ons die- so Hy gaan ons beïnvloed. beïnvloed. Ja, ek moet sê dis nie vir my sleg nie. Sal ek vir ons elkeen 'n donker bril gaan haal. Dit is om nie sien nie. Ek dink daardie opmerking wat jy gemaak het oor smaak is jou eie en ek dink ek weet nie van julle twee nie, maar van my in my geval het ek groot geword met Rikoffies en Nescafé Classic en daardie tipe van kits koffies en dis hoe my smaak ontwikkel het. So of ek nou wil of nie, dit bly vir my 'n voorkeursmaak assosiering met koffie. Ek sou nie sê 'n voorkeursmaak nie, wat vir my nogal gebeur, veral met Rikoffie. Daar's so 'n bietjie 'n nostalgie vir my aan Rikoffie. Daar's 'n paar goed wat ek kan dink. Hierdie gaan nou baie snaaks klink, maar bidure by die kerk of daai Pinksterweek, na die tyd daai koffie drink of eintlik net by 'n kerk koffie drink uit 'n wit koppietjie, begrafnis, dis vir my so 'n bietjie 'n Rikoffie. En dan die ou kantore, as ek na my pa se aand om werk toe gegaan het, dan was dit nou maar wat jy daar gedrink het. En daar's so ietsie vir my, soos eintlik 'n terugdink aan my jeugjare, is daar iets aan 'n Rikoffie. Dis maar So wit bakkie met die poeier in en so. presies so. dit. So daar's so iets van dit vir my. Ja, en maar ek moet ek nou sê Benny het nou in die begin gepraat van toe hy nou as 'n kind het hy eintlik geleer koffie drink. Ek het glad nie. So maar toe ek begin werk het, Jaco nou as 'n rekenmeestersklerk, onthou ek daar was 'n dametjie wat dan elke oggend in die middag met koffie en tee tyd, dan sy letterlik met 'n trolley afgestap in die gang en
ek wou sê dit was op jou afgeforceer, dit was vir jou gebring. Hoe kan jy nou nee sê? En dis waar ek begin koffie drink het. En natuurlik toe ons Jaco Kwadraat ons Rek jou Rande YouTube reeks gemaak het 'n sekere koffiesnop afgesmeer op my en toe het ek nou maar begin wat ek nou sou klassifiseer goeie koffie ook geniet. Tot jou bankrekening se spyt, nou prof. Absoluut. Moet ek nou hier staan en bieg. Kyk prof, ek dink jy Ek volgende het moet vir Lizet gesê sy kan maar vir ons nog bring deurlopend sommer. kom. Sy Ek dink Jaco, om terug te kom na my opmerking, ja nee, die smaak van Rikoffie staan my nie meer aan nie, maar die basis aroma is nog steeds waarvoor ek 'n liefde het. So die bone waarvan Rikoffie gemaak is of die tipe smaak wat hulle nastreef is wat ek nog steeds hou in my voorkeur meer gespesialiseerde koffie. En dit is daai neterige karamelagtige smake wat eintlik na die laer koste bone geassosieer mee word. so jy het goedkoop smaak, is dit wat Ek jy het sê? goedkoop smaak. Ah, okay. Ja. My vrou erken luiterlik sy het ook goedkoop smaak want sy drink net Rikoffie. Ek kan van niks, ek kan nou nie treat deur vir haar 'n lekker koffie te probeer maak of gee nie. Ek dink dis ook Dit het En sy weet waar jy bly. Dit het sy voordele teen is wat 'n begroting en sulke goed betref. Ja, So ek en Jaco sê gereeld, ons het goedkoop vrouens en dit pas ons sakke. is eintlik maklik maar nie goedkoop nie. Of is dit goedkoop maar nie maklik nie? Ek weet eens maar besluit. Nou ja, Ons nou net nie die dankie mekaar raak nie. Lizet. baie Skuif- dankie. Dankie prof, dit Geen is probleem. fantasties. Ek is so jammer met Geen die klips probleem. ook hier tussenin. Gaan hom nou kom af. Dankie. Dankie baie. Sy het nou omtrent 'n organisasie wat ons hier moet doen. Die is anders as die eerste een. Tja. Heeltemal anders. Baie. Jy kan op die reuk kon jy hom onmiddellik. Moenie na hom kyk nie, hy gaan ons lei. Ek weet nie wat ek van hom dink nie. Van my of die koffie. Van die koffie. Ek weet nie. Ek weet nie of ek meer van hom hou of minder van hom hou as die vorige Hy een. is vir my flou, ek weet nie so. 'n Proe soos gegeurde koffiewater vir my, maar ek mag julle mag julle nie beïnvloed nie, maar daar's nie 'n nasmaak want daar's geen smaak. Ja, ek hoop dis een van die kids koffies want dit sal vir my baie sleg wees as ons een van die franchises. Ek het 'n vermoede hierdie is een van die duurste koffies en van die beste bone. En dit is weer eens terug na daardie opmerking. Wanneer jy kyk na die smaakprofiele van die meer gespesialiseerde bone, dan is dit presies die teenoorgestelde van dit waarmee jy ou nou assosieer met kitskoffie of sulke tipe van koffie. Dis baie meer verfyn en dit kom nie so sterk uit wanneer dit verdun is nie. So ou moet in ag neem hier's nou water by. Dis waar. Dis waar. Jy sien nou praat die koffiekenner. Ja, maar dit gaan nie my punte verander Ja. nie, want ek stem saam, Ja. die eerste een Ja. was my meer smaakvol as hierdie een. Maar die koffiesnop se gesig daar agter die kamera. Dit voel nou van ons moet nou soos daai ander podcast wat op YouTube wat my kinders mal al nonsens goed dan hulle nou al hierdie goeters wat so oorkom en alles. Ons moet nou so kamera op ons kameraman se gesig hê en dan kom hy die hele tyd so in as ons 'n koffietjie proe. Maar dan gaan ons met 'n ouderdomsbeperking opsit want die kinders gaan bang word. Wat ek wel kan sê, ek weet nie of jy dit agterkom nie prof, maar sy nasmaak bly nogal pertinent. Ek voel meer amper soos Jaco. Ek het geen nasmaak Ja, nie. daar's nie 'n Ek mis hom. Dalk is my palet nie goed genoeg ontwikkel nie. ek dink as jy elke koffie eintlik 'n slukkie water vat. Ek moet eintlik ek gaan gou vir Lizet vra. Ek het vir ons waters uitgehaal. Net ons so 'n bietjie Ja. met 'n skoon palet, want mense moet eintlik mos nou 'n sorbet of 'n dingetjie, wat is daai goed wat hulle om die palet skoon te maak? Ek is nou nie 'n kenner nie. 'n beskuitjie. Terloops, Jaco en prof, hoeveel koffies gaan ons drink? Laat ek net 'n gevoel kry van dit is nou na 12. Hoeveel Nee. flieks ek moet gereed hê vir vanaand? Nee, wat nee, ek dink hierdie bietjie wat ons drink, nee, wat ek dink Dit jy's is was so by veilig. 14 stop. Benny. Prof gaan dalk en daar's 4 decafs dink ek tussenin, so. Goed. Ja.
hoop hulle is aan die einde. Ja, Okay, nou wag ons. terloops gepraat van kafeïne en wakker bly. Dit is inderdaad so en Jaco het 'n goeie benadering van na 12 is 'n goeie reël om op te hou koffie drink want dit is so eksponensiële opbou in jou liggaam. Die enigste teenwig daarvoor is as jy baie koffie drink. As jy baie koffie drink, dan pas jou liggaam aan, Haai. dan verwerk hy dit anders en hy stuur dit uit eerder in jou bloed in om uitgeskei te word. En as jy baie koffie drink, dan maak dit nie saak of jy 8 uur die aand drink nie, dit gaan nie invloed op So jou dis slaap eintlik my maak nie. oplossing. Ek Dis drink jou net te min oplossing. koffie. Meer. Ek moet sê ek is nogal daar. Ek regtig koffie maak nie 'n verskil my nie of ek is lief daarvoor om 'n koffie te drink net voor ek gaan slaap en ek kry ook geen effek van as ek baie drink of min drink dat party ouens voel hulle kry 'n kiek uit koffie uit. Ek kan dit nie sê nie en ek dink ek drink maar dalk net te min. Nee, ek dink ek drink te min want as ek nou Jaco die oggend so paar ekstra koffies in het, dan voel ek soos daai eekoringkie in Over the Hedge. Ek kan nie my gedagtes is oral, dit voel of ek nie kan stil sit Ja. nie. So dit het alles te doen met opbou van weerstand. Jy gaan daardie angstigheid voel as jy nog nie baie weerstand het nie. Onthou julle met die vorige een was daar een koffie wat regtig soos skottelgoed water gelyk het. Ja, Dis hy hierdie. Hy het 'n prominente nasmaak. Ek moet sê ek dink as hierdie een sterker was, sal hy nie Sy sleg smaak is nie wees nie. sleg. Ek dink nie dis laat hy ek hou van die smaak. sien laat dis my ek Ja. weet nie. Ou moet ook kyk na die geskiedenis, waar kom 'n Amerikaner vandaan? Dis 'n espresso wat die Amerikaners in Italië nie kon inkry nie want dit was te sterk, so daarom het hulle dit verdun met kookwater en die bone wat in daai tyd in die oorlog gebruik is was nou nie hoë kwaliteit bone nie. So die verdunning was nie as gevolg van die kafeïne as sulks nie, want dis dieselfde hoeveelheid kafeïne wat jy inkry, dis die smaak. So as jy nou 'n Amerikaner vat met meer verfynde en beter kwaliteit bone wat fyner smaak en aroma in het, dan verdun jy dit baie vinnig. Terwyl as jy meer robuuste soos robusto bone gebruik, dan is dit nodig om daai smaak net so 'n bietjie drinkbaar te maak as jy nie gewoond is daaraan nie. So daarom sal 'n koffie soos hierdie waarskynlik hoë kwaliteit wees as 'n espresso en baie smaakvol wees en die verdunning is nie regtig waarvoor hy gemaak is nie. Ja. Sure. Ja, ek onthou en jy het ook al vir ons genoem dat dit is juis eintlik amper 'n voorkeur of 'n voordeel wat die kids koffie het want dit is gemaak om eintlik verdun te word. Dit is. En as koue koffie. So Koue koffie. ja, dit is niks anders as koue koffie nie. Dit is koffie wat gefiltreer is en O. wat dan gevries is en dan die gefriesde druppels word gedehidreer en dis niks anders as koue koffie nie. So hulle doen moeite om koffiebone te gebruik wat nog steeds sy smaak behou terwyl die vars bone wat ons nou drink moeilik kompeteer teen hulle. So as jy praat van ouer koffie wat koud geword het, gaan jou kids koffie beter hou. Terwyl as dit vars was, sal jy onmiddellik die verskil proe. So wat ons eintlik vir mekaar sê as jy op die lang pad is en jy gaan 'n koffie oor die tyd drink, dan kan jy eintlik maar Dis wat dan ons moet jy nou iets anders te amper gebruik. dis wat ons nou toets. Ja. Koue fles koffie, wat Ja. gaan die beste opsie wees Ja. daarvoor? So teenoor dis hoekom jy jou gesig so trek want jy moet nou lank pad hierso dink. Koue vlees koffie, jy moet nou nie dink jy sit daar by jy en hy maak die koffietjie vars daar, die barista wat die koffietjie vir jou en hy's vars nie. Jak, Ek gaan die naweek jag saam met die seuns en ek vat my koffietrommel saam. Daar's 'n gasstoofie in, daar's 'n bialetjie in, daar's 'n keteltjie in, daar's vars filterwater in ensovoorts. So ek compromise nie om 'n Engelse woord te gebruik. En die feit dat 'n oue koffiesnop is, ek sê altyd en ek wil dit graag hier inbring net en luister my vrou hierna. Ek rook nie en ek drink nie alkohol nie en ek hou myself nie met allerlei nonsens op nie, maar as dit by koffie kom dan onderhandel ek nie.
Dan kan jy maar R20,000 'n jaar aan spandeer. Ja. Ek het vriende soos julle, so julle koop meeste van die tyd koffie. So dis ook eintlik al hoekom ons sy vriende is. Absoluut. Jy moet net weet en ek het dit al vir Prof al baie gesê, vriend is 'n baie sterk woord teenoor. Mens met daai woord baie versigtig. As by prof kom kan ek dit gebruik. Ja, nee asseblief, net ja, dankie, baie dankie. Net dit op kamera op die lig stel. Ek stuur sommer so. Baie dankie, dit help. So, ja, dit sal Lizet, kan jy dalk vir ons elkeen 'n botteltjie water saambring? Ek het nou skoon vergeet aan die begin, baie dankie. Nog 'n vraag, Jy kan maar bring. Prof en Jaco, watse water gebruik julle vir die kitskoffie? Is dit ketel sommer uit die kraan uit of hoe gebruik julle? Nee, dis gefiltreerde water. Die mense wat in Potch bly sal weet dat Potch se water is nie van die beste nie. Ja. So nee, ons gebruik gefiltreerde Dit gaan met jou water. kitskoffie geen impak maak nie. Maar waar dit wel 'n impak het is met jou as jy 'n masjien gebruik, jy wil nie 'n harde koffie water eerder, jy wil nie harde water met baie minerale hê nie want dit gaan jou masjien vernietig op 'n stadium, jy moet hom gereeld skoonmaak, maar jy wil nie suiwer water gebruik nie want dan meng die vloeistowwe en die olie en die water meng nie, jy het minerale nodig vir daai mengsel. Dis So- interessant. So jy het so 'n kombinasie nodig. Prof, jy sê nou dis interessant, weet jy dit nie? Jy's dan nou 'n barista kenner, jy het dan 'n barista kursus gedoen, dan behoort jy mos nou hierdie goeters Ek het 'n barista kursus gedoen, nie 'n waterkursus. Ek het jy die cheap opsie gevat vir jou aan kursus. Kyk, nou verstaan elke kyker hoekom vriendskap 'n baie sterk woord is. Ek moet erken julle gee baie lekker koffies. Hierdie wat ons hier. Die koffies tot dusver was my heel lekker. As jy na die kameraman se gesig kyk, dan sal jy dink ons het, ek kan nie eens op lig sê wat ons hom gevoer het nie. Ek trek my gesig oor die koffie nie, ek trek my gesig oor jou aanbiedingsvermoë. Jo, daai Ek het al gehoor regisseurs is reguit maar ja, maar daai is onder die bel dink ek, maar toe maar, ek moet sê. Ek dink ek verstaan nou hoekom daar vraagtekens oor die term vriendskappe hierso Ja, is. nee, ja. Maar as daar enige tekens van vriendskap is dit nou daarmee heen, dit weet ek. dalk moet ek ook so terugstuur vir julle. Dit sal dalk goed werk. So terwyl ons nou so wag, kan ons seker maar gesels, ek meen. Baie dankie. Dit gee my kans om die naspraak, ek het nou net hierdie in sy naspraakpunt verander want ek net so rukkie wag, dit is eintlik nie sleg nie. So Benny en Prof, ek weet nie wie die som gaan doen het nie. As jy nou jou eie bone Benny, brand jy jou eie bone? Rooster jy jou eie bone of O, Benny weet van. stop waar begin jy? Jy plant jy jou eie bone of koop jy dan net Nee. waar begin ons in die proses? Potchefstroom se koue sal dit nie toelaat nie. Kom ons begin by die bone self, Jaco. Ek dink dis die beste manier om besparing na te kyk. Veral as jy hou van bone en jy hou van smake geassosieer met koffie. Dan sou ek sê die heel eerste ding waaraan ek geïnvesteer het is 'n goeie meel. Nie die ouetjie wat 'n lemmetjie het nie, maar die burr grinder noem hulle dit. So R1,200. So ek sou sê dis die eerste punt wat jy gaan om geld te spaar vir goeie kwaliteit, sonder om nou in 'n boon tot koppie masjien wat tot R100,000 kan kos vir 'n huishouding, maar van R10,000, R12,000 af. So ek sou sê dis die eerste ding. Die reël, Ekskuus Benny, dat ek jou nie rip. Ek moet sê dis nogal iets wat hulle op die barista kursus gesê het. Nou kom die barista kursus uit. Nou kan jy eweskielik onthou wat hulle gesê het. Ek dink nie ons besef hoe belangrik die maal van die bone is nie. Daar's soveel Absoluut. fasette van die smaak wat die maal beïnvloed. en dan natuurlik ook waarvoor jy dit gebruik. Ja. 'n Espresso masjien fyn, wanneer dit 'n perkuleerder is wat 'n fantastiese konsep en masjien is. As jy dit daarvoor wil gebruik en jy maak dit fyn, dan sal jy nie dieselfde kwaliteit Ja. filtrering kry nie, dan gaan dit grower wees. Eintlik medium.
en dan heel grof as jy kyk na 'n French press of so iets. So om terug te kom na die boonopmerking, die reël is 15-15-15. Groen bone kan jy vir 15 maande hou, geroosterde bone vir 15 dae as dit verpak is, as dit geseël is, en dan gemaalde bone kan jy in 15 minute gebruik. So die olies gaan heeltemal verdamp as jy dit langer oophou, en daarom, dis nou baie lekker om 'n masjien te hê waarin jy nou 'n perkuleerder het en jy gooi jou gemaalde bone in en jy stel hom môreoggend 6:00, maak hy vir jou koffie, maar al wat hy vir jou bring is daai bitterheid van die rooster self en al die smake het verdamp. Maar Benny, Jaco het nou begin, jy rooster jou eie bone Correct. ook. Vertel vir ons 'n bietjie hoe het jy daarby So, begin? eerste stap, kry 'n baie goedkoop espresso masjienkie en 'n goeie meel. Alle meele. Ja, malle meele. En soos wat ek toe nou die smaak gemaklik mee geraak het en my tegniek begin verfyn het ek besluit kom ek gradeer op na 'n dierder masjien. En die dierder masjien het ek afbetaal in 'n paar maande soos Jaco se berekenings nou aantoon. En toe besluit ek wel die bone is nie altyd in my smaak nie. En ou sal ook sien veral gemaalde bone wat jy koop is altyd die swakste kwaliteit bone. En hulle sal vir jou allerlei mooi goedjies sê op die verpakking, maar as jy nie hou daarvan nie, hou jy nie daarvan nie. So toe het ek besluit ek wil meer beheer daaroor hê. Toe begin ek eers groen bone koop aanlyn, so in streepsakke en in my airfryer rooster vir 'n jaar lank om te voel of ek gemaklik is hiermee. En toe ek gemaklik voel daarmee, toe koop ek vir my 'n rooster, 'n rooster, 'n tuisrooster en jy betaal hom nie so vinnig af soos jou goeie koffiemasjien nie, want die verskil tussen bone wat jy koop in die winkel en bone wat jy groen koop is nie so groot nie, maar as jy kyk na die kwaliteit wat ek kan koop en die spesifieke smaak net vir my, is dit nou baie makliker. En daardie smaak en daardie genot is veel meer as die prysverskil. Ek wil net sê dit gaan eintlik meer oor dis amper 'n stokperdjie of 'n liefde. Dit gaan nie net oor die oor die geld nie. Nee. Ja, ek dink by jou jy het na daai punt oorgesteek waar dit nie 'n geldstorie is nie. Ek dink die oomblik as jy gaan vir selfrooster, ek dink dan verander die spel heeltemal. Ja. Ek dink ek kan heeltemal verkeerd wees dat Baie dankie. jy gaan waarskynlik as jy gaan soek hard genoeg gaan jy waarskynlik bone kry waarvan jy hou. Jy hoef dit nie noodwendig self te doen nie. Daai is Presies. amper 'n volgende vlak en ja, dalk moet ons dit nie sê nie, maar Benny was in sy vorige lewe 'n bierbrouwer en dit sluit daarbey aan om te sê dis iets waarvan jy hou van daai proses en te ontdek en ek dink dis die volgende vlak. Dis koffie Ja. 3.0 En amper. ek dink om net weer terug te kom by die finansiële kant, wat ons somme dan gewys het is, ons het aan die begin gesê kits kos die koffie, of 'n kits warm drankie, kos jy so R4 'n koppie, maar as jy jou eie bone maal en jy reken nou nie die koste van die masjien in nie, dan kos dit jou ook omtrent R4 'n koppie. Correct. En sjoe, dan klink dit nie na slegte waarde vir geld nie. Kom ons sê 'n kilogram bone is so, kom ons sê R400, dan is dit nou 'n goeie kwaliteit bone, né? En R400, daaruit kan jy dis omtrent so 8 gram per espresso. So dit beteken jy kan 120 koppies koffie daaruit maak. So nou is dit onder R4. Sjoe. Maar dan natuurlik moet jy 'n maal hê. So maak dit R1000 vir net jou maalmasjien, maak dit R2000 vir 'n basiese espresso masjienkie, dan is dit R3000, dan is dit die moeite werd. Maar dan is die voorwaarde, Dis altyd 'n voorwaardetjie. dan moet jy nie meer koffie by koffieplekke drink nie. Anders mis jy 'n Correct, Dan koffiepunt. spaar jy nie hè. regtig geld nie. So hoekom Jaco het ek besluit om te investeer in iets soos 'n rooster wat 12-13000 rand kos, 'n boon tot koppie wat so 12-13000 rand kos en om hierdie bone so te koop en alles omdat ek weet presies wat is my voorkeur in koffie en dit is die smaak en die genot daarvan, nie die sosialisering en die seremonie wat ou baie keer in 'n koffiewinkel kry nie. So ek gaan nie koffiewinkels toe nie. Ek koop ook nie koffie by enige takeaway plek nie, want my voorkeur is nie daarvoor nie. My voorkeur is vir die smaak.
En ek kan net sê nie dis nou waar 'n voordeel inkom as jy iemand soos Benny ken. Dis as jy dan by Benny gaan kuier, dan rooster hy sommer vir jou ook 'n paar bone wat jy saamvat huis toe. Ek wil net sê ek dink die voordeel daarvan as jy nou vriende het, dan kan jy altyd vriende oornooi. So maar Dis hoekom jy nooit koffie drink nie. ja, dis presies. Ek moet nou maar koffiewinkels toe gaan en mense gaan soek wat saam met my wil koffie drink en dan moet ek vir hulle betaal dan kuier iemand dan saam met my. Hulle gesels nie, hulle drink nie koffie. Iets reg kry hier. So almal moet nou net weet van Jaco se PhD wat hy in proses is om te verhandel nie. Dis die regte woord. Te proef. Want dit is 'n proefskrif. So ek weet nie So ons spot met Jaco, hy moet sy PhD doen en baie keer gebruik hy die feit dat hy besig is met sy PhD as verskoning om nie op te daag vir ons koffieafspraak wat ons elke Dinsdag het nie. So dit beteken hy bou vir ons, vir my en Prof, bou hy 'n lekker vet koffierekening op. So as hy die keer opdaag, dan moet hy betaal vir koffie. So ongelukkig is daar 'n nadeel aan Jaco se koffiedrinkery. Ek dink om terug te kom na Prof se opmerking, dit is verseker die moeite werd om eers baie goeie navorsing te doen deur baie koffies by vriende en plekke te drink voordat jy investeer. ek is bly om te sê jy het gesê vriende en plekke. Want Ja, as jy ja, nie ja. vriende het nie, Dan moet kan dit jy plekke plekke wees. toe gaan. Ja. Koop En hulle. ek dink Benny Jaco spot my nou so baie oor my barista kursus. Ja. Ek het juis omdat ek nie veel van koffie af geweet het nie en toe sekere mense nou so koffiesnobisties is en ek toe nou by hom lekker koffie proe en eintlik 'n smaak ontwikkel het, wou ek meer leer van koffie voordat ek vir my masjien gaan koop. So dit was die rede waarom ek en as jy nou vat, jy spandeer tussen 10 en 20,000 vir 'n masjien, dan is dit dalk die moeite werd om 'n 300 of 400 rand vir so 'n kursus te betaal en te leer maar waarvoor moet jy uitkyk. Is dit wat jy betaal het, 3 of 400 rand? Ja, dit was Dis 'n ook goedkoop al niks vir die kursus. water ingesit is nie. Dit is uitgesluit by daai goedkoop Maar kursus. jy kon al die elemente leer van hoe warm die water moet wees, oor die bone, oor die geskiedenis, oor die maal van die bone, oor die drukking waartoe die water deur die gemaalde koffie gespuit moet word vir die optimale smaak, oor die suur en die bitter. So ek dink dis Jaco wat ons oor finansies baie keer sê is mens moet jouself educate. Jy moet gaan moeite doen om die goed te verstaan, want dan gaan jy beter besluite kan neem. Ek sal selfs so ver gaan om te sê dat selfs met kits koffie maak is daar tegnieke. So maak nie saak wat jou smaak is en wat jou voorkeure is nie. Jou tegnieke kan 'n besparing op sy eie wees. En navorsing en opleiding is veel daarvan. En die tegniek van kotskoffie maak is moet dit nie doen nie. Dis so maklik soos dit. Ja, Vermy dit. Jaco herhaal net daai keer van kotskoffie. Dit het ek gesê. Dit het so geklink. Askies luisteraars, Ek is seker dit is kitskoffie. ons vra om verskoning. Nie Ek moet dit gereeld doen. Nie geregtig nie. Hoorie, ek wil net vir julle sê, terwyl Lizet nou daai vorige een uitvat, dis die eerste een wat daar wonderbaarlik nog 'n bietjie skuim op was. En dit laat my wonder. ja. Waar kom skuim vandaan? Dit kom Ek weet nie. dit word eerstens nie skuim genoem nie, dit word crème genoem. Aha. En die crème is deel van die kwaliteit van die boon en die varsheid van die boom. Jy wil nie 'n te vars boon hê nie, in ander woorde so vir die eerste 5 dae na rooster wil jy hy moet asemhaal om van al die gasse wat die smaak beïnvloed ontslae te raak en dan daarna wil jy dit vars hou. So 15 dae is 'n goeie reël, né? As hy nou goed geseël is, dan kan hy langer hou. En as jy dit dan maak, wys die crème hoe vars is die koffie. En die meeste crème kom van Robusto. En Robusto is jou goedkoopste smaakloosste met die meeste kafeïne boon. So waarskynlik is dit 'n kitskoffie want amper al die kitskoffies is Robusto. Ek wil net sê as ek skuim sien op 'n koffie en ek drink 'n gewone cappuccino, so mense sien nou nie dan anders skuim nie, maar dan dink ek dis of Frisco of vir die koffie, waarskynlik Frisco het so lekker skuimpie Dink nou wat weer as opkom. ek hom nie sien nie, dan dink ek hierdie koffie het lank gestaan. Ja. Dis presies so. En dit ek- het 'n impak, né? Dis soos bier ook. Jy het nou die verwys na my vorige lewe. stokperdjie van bierbrou. As jy kyk na bier, as hy skuime het, dan hou die aroma terug. So dit wys nie net die kwaliteit van die bier nie,
wat skuimlose bier is gewoonlik lae kwaliteit, maar wanneer hy skuim het, dan is dit ook vir die aroma en dis dieselfde met koffie. Daar is my niks so lekker soos 'n koffie met 'n lekker dik krem vars in die oggend nie. Ek kyk die hele tyd vir Teene se gesig daar agter. Dis baie interessant. Ek probeer om as hy hier land. Dan weet ek trek nie my gesig wanneer jy vir my. Julle het dit nogal reg gekry om hulle nog steeds 'n bietjie van 'n hitte te hê. Dis nog warm. Daar's darm nie hierdie keer koue koffie nie. Ja, ek dink dis oor ons die keer mense aangesê het om dit te doen. Die vorige keer het ons self Het ons rondgery. vroeg die oggend rondgery en dit gaan koop. Dit was nie ideaal nie. My bekommernis is net dalk het hulle hom in 'n mikrogolfwarm gemaak Ja. en nou ons toe gebring het, dan affekteer dit definitief die smaak. Ja, ons het darm dit baie duidelik uitgeklaar. Moet niks met hom doen nie, bring hom eerder dan koud. Ons het hoogwaarskynlik al klaar 'n decaf gehad. Kon enigeen van julle al dink dat daar 'n decaf was? Ek het Nee. een gehad wat gesê het ryk na niks, flou, proe na niks. Dis waarskynlik hier met die meeste kafeïne. Die reël is decaf bone is nie veronderstel om sleg te wees nie. Decaf bone is veronderstel om lekker te wees. Maar wat gebeur? Jy's in 'n koffiewinkel, jy het een pakkie decaf bone, jy maak dit oop vir die een ou wat inkom. Dit staan daar bo op 'n rak en dit begin flou word en nou assosieer jy daai flou smaak met flou koffie, laat dit nie vars koffie is nie. So dit is hoekom decaf die reputasie het dat sy smaak anders is. Maar vars decaf is veronderstel om presies dieselfde te smaak as met kafeïne. Ek moet vir jou eerlik sê, ek kan nie die verskil proe Ja, nie. ek ook nie. En kafeïne het nie 'n smaak nie, nê? Ek kan net agterkom na 3. Ja. Wat was daarin? Decaf koffie het 'n slegte reputasie, maar dit is nie vanweë die smaak nie, is vanweë die nalatigheid wat ons dit instoor. En soms so 'n interessantheid, Benny, daar's verskillende maniere hoe hulle die kafeïne ook Correct. uithaal as ek nou reg kan onthou. Die een is meer 'n chemiese proses, Korrek. maar dan is daar ook meer natuurlike prosesse wat hulle water en druk en so aan gebruik. Jaco, ek dink jy sal ook onthou toe ek vir jou decaf bone gemaak het in my roostertjie. Ja. Toe het ek hulle amper verbrand want hulle het 'n hele ander rooster proses as enige ander bone en jy kan dit nie op dieselfde rooster nie, jy moet 'n hele ander tegniek gebruik. So ja, daardie prosesse het 'n invloed ook op die rooster. So jy het 'n spesialis rooster nodig om dit te kan hanteer. En dit het ook 'n invloed op die smaak. Absoluut. Ja, en nou dat ek daaraan dink, weet dit wat jy nou gesê het oor die bone wat baie keer by die koffiewinkels, die decaf staan al daar vir weke, want dit is net elke nou en dan wat iemand dit koop. En ek meen ek gebruik dit as standaard in my masjien. So ek kom nie die verskil agter nie, want teoreties is my bone baie meer deurlopend vars. Presies. Ek wil gou terug aan jy het nou gesê die 15 dae vir geroosterde bone. So hoe moet jy hom dan nou stoor as jy hom nou tussenin? Goed. So of as hy toe 15 dae, dis nie in die jy moet hom as hy uit die sak uit is of wat ook al dan begin die dan 15 dae, presies. Suurstof is natuurlik die kwaaddoener van geroosterde koffie, so jy wil suurstof uit die pakkie uit hê. En as jy dit nou net so pas gerooster het en jy seël dit in 'n pakkie met 'n ventilasie gaatjie, dan druk dit al die suurstof uit, al die koolstofdioksied wat gebou het in die bone, druk dit uit en dan outomaties behou hy homself dus. So jy kan ook 'n fles gebruik met dieselfde ventilasie en as die sakkie en dit seël hom ook. So jy wil hê dat 'n vars geroosterde koffie wat jy 'n tydjie wil behou, geseël word so gou as moontlik dat daai gasse die suurstof vervang. Okay. En dan sonder suurstof kan hy omtrent 'n jaar hou. Sjoe. Ja. Maar jy sien tog die impak. Daar is 'n impak. Ek sal dit nie aanbeveel nie. As jy 'n special sien, halfprys en hy's nou so 9 maande terug gerooster, koop hom. Maar drink hom net dadelik. Maar die groot geheim is as jy hom oopmaak,
dan wil jy so vinnig as moontlik die bone opgebruik. Daarom gebruik ons kleiner pakkies as 1 kilogram sommer. Moet dit nie in die yskas sit nie. Dit help niks nie. Inteendeel, dit verswak die Sure. smaak. Okay. Baie dankie. Is dit nie? Ja. Julle kan nou maar my gesig kyk. Ek weet nie wat is hierdie gewees. Ek dink ons moet ten minste van hierdie kant af net foto's neem dat ons dit vir die luisteraars kan. En sê hierdie ene, ek weet nie of ek van sy reuk hou nie. Dit ruik so chemies Dit reg. ruik Ja, chemies. hoe sê Jaco kotskoffie? Ugh. Dit is snaakse soet smaak amper. Nie wat dit is. Sjoe, jy's reg, ja. Ja. Sê maar die koffies vinnig bring. Ek dink ons gesels so baie lank hier so. My water is al amper op. Al my antwoorde vir julle vrae is nou al klaar gedoen deur die proe. Ja, ja. Benny, ek wil nogal vir jou vra as ek mag 'n vraag vra. Hoeveel van jou brouery van jou eie koffie, van die rooster af tot die brou van die koffie en die drink van die koffie het te doen met 'n ek wil amper sê 'n ritueel. Jy weet, ek vat nou 'n superatleet wat 'n ritueel voor hy begin oefen of voor hy begin deelneem. Dis nou 'n baie voorbeeld, maar daar's altyd maar 'n ritueel en iets wat 'n ou beoefen daagliks of gereeld. Hoeveel daarvan is deel van 'n ritueel vir jou wat jy geniet en wat jou koffie smaak dan ook op die einde van die dag beïnvloed? Ek sou sê 70%. Dit is 'n heerlike ontspannende proses om deur te gaan. Jy kry onmiddellik die resultate. Die reuk in die huis is vir my lieflik. My familie stem nie saam nie. Die hele proses van navorsing oor die bone wat jy kry en kyk op Google Maps hoe lyk daardie area en 'n idee kry van waar dit vandaan kom. Dit alles het 'n groot vlak van tevredenheid. So dis 'n goeie vraag. Dit is definitief meer as net die smaak van die koffie en dit is ook nou weer waar dit kom by my eie persoonlike smaak. Ek weet presies wat ek geniet en daarom investeer ek daarin. As 'n ou nou instap en jy sien dit en jy hou van die idee, maar dit is nie regtig jou eie persoonlike smaak nie, dan gaan jy nou baie geld spandeer daarin sonder om te eien is dit wat ek wil hê. So dit is wat ek geniet. Daarom is soos julle gesê het, geld nou nie regtig meer die hoof fokus nie. Dit is ook 'n rabbit hole, nê. As jy weer sien dan begin jy goed koop wat jy nie hoef te gekoop het nie. Ja, want daar's al hierdie gadgets daarbey, stampertjies en goed waarmee jy dit kan saampers want die drukking is is ook 'n belangrike ding en al jou botteltjies of flesse waarin jy dit kan ligdig seël. Hulle noem dit gear creep. Aha. Ek dink terwyl ons nou so ek dink daar's nog 4 of 5 oor, so ek dink ons moet ander goeters so 'n bietjie gesels. Jy het gesê mens kan eintlik koffie drinkers klassifiseer. Ek en Jaco hou nogal van kategorieë aan goed koppel en ons kan net 'n vraelys ontwikkel om mense te in 'n kategorie te sit. Maar wat is die 4 kom ons noem dit koffie persoonlikhede wat jy het en hoe sal jy dit en dan sal ons so 'n bietjie praat oor elkeen. So ek meen baie mense, ons het nou gepraat daarvoor, hulle drink koffie want dit gee hulle 'n skop. Daai kafeïen, ons het gepraat van die bokke wat rondspring en die monnike wat wakker bly. So ja, kom ons begin daar. Dis 'n goeie vraag en ek dink dis deel van die besparing. Dit help nou nie jy probeer bespaar op iets en jy weet nie wie jy is of hoe jy jouself groepeer nie. Dis maar my eie siening, maar jy kry jou kafeïen soeker, nê? Dis die ek sal hom noem die gatskop soeker. So dit is die ou wat eenvoudig agter die effek van kafeïne aan is. So dis die eerste ou. Ek sou sê die tweede een, ek sal myself nou nogal so 'n bietjie meerendeels daarso plaas. Dit is die ou wat agter die smaak en die kwaliteit aan is en spesifiek sy smaak se kwaliteit. Onthou nou soos wyn,
As jy vir die beste gaan, dan gaan jy baie teleurgestel wees as jy daai duur wyn Dis nie oopmaak. noodwendig vir jou. Dis nie noodwendig jou smaak nie. So Ja, en ek wil sommer op daai sê ook kykers, ons is nie hier vandag besig om spesifieke koffies te bemark nie, of ons toets 'n klomp en dit gaan eintlik oor elkeen van ons individuele smake, en dan as ons dit nou op die gemiddeldes uitwerk op die smaak in die kamer. ja. En ons kameraman, regisseur, vriend, vertroueling. hy sal ook as hy is koffiesnop apart op jou lyf. Ja, hy's apart. Ons sal so intoe gaan en ek het 'n opmerking oor hom. O, En dan nie oor hom nie, maar oor sy tipe. Maar dis nie die smulproewer, is dit Die nie small so? proewer sal nou die tweede een wees. Ja. Dit sal nou die ou agter die kwaliteit en die smaak wees. Ek dink hy's ver daarvan. Okay. Die broubaas sal die amateur barista wees. Dis die ou agter die tegniek en die toerusting en kom ons sê maar amateur barista, net dit. En wat goedkoop aanlyn kursusse doen. Ja, ek sal definitief myself ook daar plaas want ek dink ek het dieselfde barista opleiding aanlyn gedoen. So Jou net van die waterkwaliteit gepraat, syne nie. So jy het die hoërgraad 1 gedoen. Dalk het ek net vergeet. So dit is 'n ou wat in 'n baie groot mate die ekstraksietye, die grootes van die mates, eintlik so 'n klein mini barista benadering, maar dan ook wat baie speel met melkkoffies, melkgebaseerde koffies, soos cappuccinos, lattes, flat whites, macchiatos, al daai tipe van koffies. So daar plaas ek myself definitief, alhoewel dit nie my gunsteling koffie is nie. So ek sal dit eerder maak vir besoekers en vir die gesin. Maar dit is daardie ou wat oor die tegnieke baie nuuskierig is. En dan die laaste een, ek sal nie sê koffiesnop nie, ek sal sê koffiewinkelsnop. Want jy kry daai ouens die heeltyd in die koffiewinkels. Hy koop 'n vrek duur koffie van pykbone en dan gooi hy kondensmelk by. En baie. En dan drink hy 5, 6 van hulle en dit maak hom nou 'n koffiesnop, maar hy het nie idee of hy's baie kwaad vir die barista se kwaliteit koffie, terwyl dit dalk baie hoë kwaliteit bone is. So 'n ander ding wat ek ook baie keer ervaar het is dat die barista self die koffie maak presies hoe dit moet wees en dis 67 grade Celsius vir die melk. En dan sê ouens kwaad, dan sê hy is nie warm genoeg nie. Wat natuurlik 'n aardige ding is vir 'n barista om te doen want hy verander die hele tekstuur van die melk en die melk se suiker verander in iets anders en dit word iets amper kartonagtig. Ek dink dit kom van ons geskiedenis waar ons water moes kook om dit drinkbaar te maak. So ons het gekookte koffie gedrink, maar koffie moet glad nie gekook wees nie. Nie enige een nie, nie kits koffie nie Amerikaners nie, niks nie. So dit sal dan nou die kuier koffie klub sal ek hulle noem en hy sal nou die ou wees wat eintlik glad nie oor die koffie daar is nie, maar dit geassosieer met die koffie. Die koffie is nie die middelpunt vir hom nie, maar die atmosfeer en die interaksie en die mense wat hy daar kry en dit alles is baie belangrik. Dit is as dit jou keuse is dit jou keuse. As jy geniet om na 'n koffiewinkel te gaan eerder as om te investeer hierin, dan is daar ander maniere om te bespaar as om nou 'n koffiemasjien te koop en hy staan daar in die boks en hy word nooit gebruik nie. Nee, absoluut. En ek meen, as ons nou moet eerlik wees, wat is nou meer lekker aan die einde van 'n aand wat jy familie onthaal het en lekker saam geëet het, as om 'n lekker koffietjie die aand mee af te So sluit. afsluiting, nee. Maar hoe sal jy nou weet, bro, want jy sluit jou aand af met decaf. Met decaf. Maar alhoewel, ons nou gehoor dit proe nie anders. Ja. Dis nie veronderstel nie. So, maar ek wonder of ons kameraman oortuig is. Is jy oortuig daarvan? Kameraman, registreer. Laat Kon jy decaf die koffie nie decafs anders te proef nie. Al identifiseer. Dit is soos om jou sussie te soen. Die kerk. Jy weet, dis 'n soen, maar dis nie noodwendig Lekker so nie. Dis nogal interessant om weer terug te kom na die bier, Dis die finale een hierheen. die bier as 'n vergelyking. Wat sê een is myne? Kan jy daai een baie dankie. Ja. As jy kyk na die as 'n ou kyk na bier byvoorbeeld, 'n baie goeie kwaliteit alkoholvrye bier kan ek wel, ek drink nie bier met alkohol in nie, maar die vergelyking
as 'n ou nou maar 'n naam kan noem. Heineken sonder alkohol is my lekkerder as wat die Heineken met alkohol is. So die smaak bly daar en studies het bevestig dat die smaak van bier endorfine vrylaat. Dis irrelevant of daar alkohol is of nie. Ek voel dieselfde oor koffie. So ja, die kafeïne het 'n impak, maar daar's iets anders, endorfine wat geaktiveer word. So al drink jy daai koffie sonder kafeïne in die aand, dis daai afsluitings, daai seremonie, daai hele gemeenskaplike lekker gevoel wat dit gee. Absoluut. Nee, ek moet sê jy praat nou oor die bier sonder alkohol. Ons het in die COVID tyd het ons alkoholvrye rooiwyn gedrink, maar goeieste dit was lekker. Dis nie wyn nie. Ek wil sê klink vir my soos druiwesap, maar toe maar. Net slegter. Ja, net slegter. Dit het nie eers die soet by nie. Ek moet nou sê, en ek is nou maar net ordentlik, jy weet mos ek sê ordentlik een onder ons, maar ek wou ook my gesig trek met hierdie een, so Steen is nou sy gesig trek met hierdie ene. Ek moet sê, ek wil julle nie beïnvloed nie, maar wee. Vir my persoonlik dink ek is hy waarskynlik heel onder aan die lys. Ja, daar's 'n rede hoekom hy dalk laaste is. Maar ek dink prof, ek weet nie hoe ons voortgaan. Ek dink ons maak nou net gou die somme seker gou doen en dan sal ons aangaan. Ons punte finaliseer. Ons gaan dalk miskien die kameras gou so 'n bietjie pause. Ek dink nie die kykers ontwendig kyk hoe ons rekenmeester somme doen. Ja, ek meen kan ek een vraag vir Benny vra voor ons aangaan, voor ons nou finaliseer. Benny, vir my is hierdie belangrik. Hoeveel het die feit dat jy suiker en allerlei strope en kondensmelk ensovoorts by koffie gooi te doen met, ek meen dis 'n voorkeur, jy weet, ek kan nie vir my seuns byvoorbeeld koffie gee sonder dat daar iets soet by is nie, en ek dink almal van ons het maar so deur die ranks gekom, jy het eers suiker bygegooi alvorens jy suiker uitgelaat het. Hoeveel daarvan het te doen met die smaak van die koffie? Hoe beïnvloed dit die smaak van die koffie en hoe bepaal jy dan of dit 'n goeie koffie is of nie? Dit is, ek dink ook raad vir besparing. As jy kyk na Kits koffie byvoorbeeld, ons almal het melk en suiker ingesit en ek dink in 'n mate was dit ook om dit in jou lyf in te kan kry. Maar as jy vir die skop daar agteraan is, dan kyk 'n bietjie wat is mense wat koffie drink vir die skop, drink ook energiedrankies. En wat is die twee hoofbestanddele van energiedrankies? Kafeïen en suiker. Suiker en koffie is nie vriende nie. Dit is die twee goed wat nie by mekaar hoort nie. So die eerste ding is, as jy wil bespaar en jy's 'n Kits koffiedrinker, sny suiker dadelik uit. Dit is koffie op sigself, Kits koffie ingesluit, is glad nie sleg vir jou gesondheid as jy 'n redelike gesonde persoon is. As jy nou hoë bloeddruk het, dan is dit 'n probleem. Maar dis eintlik 'n goeie ding vir jou gesondheid, swart koffie. Kom ons noem dit nou maar swart en bitter koffie, soos wat ons gesê het, wat dit nie hoef te wees nie. Benny, en ek wil amper sê, as jy eers opgehou het met die suiker, dit het my so 3 maande gevat, baie jare terug toe ek besluit het, ek drink nie meer suiker en melk in my koffie nie, en dit was so 3 maande van moeilike tye, en vandag, ek kan nie koffie met suiker in drink nie, dit walg jou amper. Want dit verander die smaak. As jy goeie koffie het soos wat jy het met jou masjien, prof, dan wil jy nie suiker insit nie, want jy verloor so baie van daai heerlike ervarings, daai endorfine wat geaktiveer word deur die smaak. Nou, ek moet sê ek was op 3 suiker in koffie en dit het my 'n rukkie gevat en nou kan ek ook nie, as ek nou koffie drink, dit proef vreemd met suiker in en ek hou van nog steeds van soet goed, maar soet koffie werk glad nie meer. Teens as mens teruggaan na jou vraag toe, ek dink dis so ietsie soos wynproe. Ons almal het begin met wyn, nie almal nie, die meeste van ons, met late harvest en al daai soet wyne, en dan soos wat jy ouer word, begin jou palet ook aanpas en dan begin jy minder belangstel in suiker en soeterige smake. Ek dink met koffie is dit ook so. Kinders hou meer van cappuccino's, want in daai melk is daar suiker, né? En as jy dit 67 grade Celsius verwarm met die stoomproses, dan aktiveer dit die laktose tot op sy optimum, dat dit die heerlikste soet, natuurlike soetsmaak bysit. Maar soos wat jy ouer word, begin jy meer aangetrokke raak tot die Americanos en die espressos en die sonder melk. Sodat dit vir my nou 'n cappuccino amper te soet is. So ek dink dis ook maar soos wat 'n ou natuurlik begin aanpas. Daar's natuurlik een ding van jou sintuie wat nie verswak nie, en dis jou smaak.
Sjoe. jou reuk, jou aroma. So dan dit begin al hoe sterker raak en ons sit meer waarde daarop. Daar's hy. En op daai aromatiese noot dink ek gaan ons gou vinnig 'n breek vat en net die punte uitwerk. A few moments later. Nou ja, welkom terug. Ek hoop julle sit in afwagting. Ons doen. Ons het Benny ons en wou Jaco weet nie. ons wou weet of nee, ons het gevra toe sê ons nee of nee, jy wou dit met ons deel. Toe besluit ons nee, ons sal op die lig die waarheid openbaar. Ja, so ek sit nou hier met ons gemiddeldes. Ek het ook standaard afwykings gaan uitwerk. Hoe trots is die navorsers nie nou op my nie. En niemand anders verstaan waarvan jy praat nie. En- Inkluis ek. Ek het ook gaan kyk, Jaco, wat ons evaluasie was die eerste ronde wat ons nou nie kon gebruik het nie. So, is julle reg? Moet ek 'n drumroll maak hierso of kan jy een insit hier? Daar's hy. Nommer 1 en 2 is dieselfde nommer 1 en 2 van die vorige keer, dis nou net omgekeer hierdie keer. Met 'n baie lae standaard afwyking, dit was 'n 66 en 'n 62 uit 100 vir die twee. Eerste was Woolworths en tweede was Vida. Fantasties. En die vorige keer was dit Vida en Woolworths. Ja, So ek ten minste kan ons sê en dit is altyd goed in navorsing, Benny, ons is konsekwent. ons is konsekwent. Ja. Of konsekwent reg of konsekwent Konsekwent verkeerd, ons weet maar nie, net konsekwent is konsekwent. ons die derde een met 59 uit 100 wat so 'n bietjie hoër standaard afwyking gehad het van 11. Sekere mense hierso het hom heeltemal buite myn Benny se lyn geëvalueer. Was Woolworths se decaf. Ek sien. En die sien. vorige keer was hy 4de en nou sy 3de. Nou So sy derde. weer eens baie konsekwent eintlik. Wat was sy nommer? Toe ons dit geproe het? Toe ons hom geproe het 4. Nommer 4, ja. Waar's my notas dan kan ek iets sien daaroor 4. Dalk jy Benny se notas ook van Het ek nie terugstuur. net dalk decaf geskryf agter 4 nie? Ek weet nie, so ek het gesê reuk is chemies en sterk. So. En dan was dit op gelyk op 56 elk, Plato se decaf en Vida se decaf. My maggies. Ja, die caps dieselfde. 3 Wat? decafs in totaal. Wat wel nogal interessant is en ons het nou 'n paar druipelinge gehad. Die eerste druipeling, Ekskuus prof, kan ek gou vra, die een wat derde is ook 'n decaf, né? Wat die maar was derde dit? is ook 'n decaf. Ja, dit was so Woolworths daar's se- nou 3 decafs dan in 'n die ry. Top 5. Ja. Dan het ons die eerste druipeling en dis nogal anders. Dis vir my dit gaan of oor hoe dit gemaak is of ek weet nie wat nie, maar Ek wonder as ek net moet raai, ek dink hulle het laas of die koffie is warmer gewees. Ek dink dis dalk iets daarmee. maar die Nescafé Gold wat die vorige keer derde was, was nou vierde laaste. Watter een was hy gewees? Dit was nommer 2. Nommer 2. Ek het gesê ryk chemies en flou, so ek weet nie of dit dalk iets daarmee te doen het dat dalk die hoeveelheid lepeltjies wat hulle ingegooi het of dalk daarmee iets te doen het nie. So dit was nogal Dis interessant. interessant. En dan die en ek moet sê hier by die druipelinge begin in die standaard afwykings ook. So daar kom duidelik die smaakvoorkeure uit. Sy standaard afwyking was 10. Dan was dit Jacobs met 'n standaard afwyking van 13. Dan was dit my masjien hier in die kantoor met 'n decaf koffie met 'n standaard afwyking van 22 want ek en Ben het hom baie naby 'n 54 en 'n 57 gee, maar iemand anders is 17. Jy kry nie weer koffie as jy hier kom. Ja. Dis nie wat ek gesê het, dis nie met die skuim. Ek Sê vir my, hoe lank terug het jy daai bone gerooster en oopgemaak? Ek dink amper hulle het vir oggend 'n nuwe pak 'n oopgemaak. Nuwe pak, goed. Ek het gesê ryk dan niks, flou proe dan niks. Dit is totaal en al duidelik verkeerd. Maar dan wat ook weer en nou moet ons baie versigtig hier wees. Die laaste een by vandag se proe was ook die vorige keer die laaste een. En dis Mug and Bean se decaf. Wraggies. So die decafs het bo gefloreer, maar ook onder. Ja, dis interessant. So ons in totaal het ons 'n gemiddeld van 53 vir die koffies gegee. Benny se gemiddeld was 59, myne 58 en sekere ander mense se 42. Is jy 'n Hy het 'n koffiedrinker? probleem. Ek het Hy hoë het 'n standaarde. Het ons nie 'n tee drinker wat hierso maak asof hy 'n koffie Ja, undercover tee drinker en nou wil hy kom koffie beoordeel. So
Ek dink ons moet begin afsluit. Ek dink ons moet net afsluit, nie begin nie, net afsluit. Benny, dalk enige laaste opmerking of iets interessants wat jy het om oor koffie te vertel. Goed. Ek dink ek gaan 2 goed noem. Ek gaan nou nie fokus op te veel nie. Eerstens 'n goue reël vir koffiebesparing, doen moeite om jou koffiesmaak en behoeftes te eien. In ander woorde, wat se tipe koffiedrinker is jy alvorens jy begin investeer en kyk na besparing. En ek dink iets interessants oor 'n term van koffie. Ons noem koffie boeretroos in Afrikaans. Weet julle waar dit vandaan kom? Nee idee nie. Tenis, weet jy miskien? Dit Spies en Plessis. Ja. Sy naam. Ja, Jan Jan Spies. Spies het boeretroos op gefokus. Dit kom uit die voortrekker se geskiedenis uit. Ons weet dit kom van daar af en ons weet dit verwys na hulle koffie gebruik in die voortrekker era, maar almal het gedink dit is die koffie wat die moeilike trek getroos het. Maar wat dit eintlik is ons was teedrinkers en toe ons uit die kolonie uittrek is die eerste ding wat opgeraak het tee. En toe troos ons verlies aan tee met koffie en dis waar boeretroos vandaan kom. Wat 'n wen. Absoluut. So op daardie vertroostende noot. Ons hoop julle het die episode saam met ons geniet. Gaan treat jouself en gaan koop 'n paar koffies en proe 'n bietjie en soos Benny nou net gesê het, gaan stel vas wat is jou smaak, want nie almal se smaak is dieselfde nie. Ja, van my af geniet jou koffie, geniet dit. Lekker dag.